goddelike naam, dankie vir die kragtige bloed. Daai bloed wat nog nooit sy krag verloor het nie. Dankie Here vir genesing, vir wonderwerke, oorwinnings, aanrakings, salwings, versalwings, wat die juke breek, dat u kinders vry wees in die goddelike naam van Jesus. Ons eer u. Dankie vir dit in die kosbare naam, bo elke naam, Jesus Christus. Amen. Glory. Ja, die Here bly net goed. God is good. Ons gee hom al die lof, eer, al die aanbidding. Die gebeure grootliks vinnig, grootste in die mind op hierdie stadium is die mind games. Uitstel. Dit maak die wêreld twee dinge doen. Maak die wêreld angstig en dit maak die wêreld vals gerus. Ons het hierdie gevoel van, wel, Trump het dit weer uitgestel. Hulle het gisterand geskiet wat Trump, Vance en Kushner by mekaar was. En by 'n diner. Nou Kushner en Vance sou mos nou Pakistan toe gegaan het vir ons Istanbul toe. Vir samesprekings toe kanselleer hulle gisterand, sê Trump hulle moet terugkom. Steeds was daar, lyk vir my, 'n aanval op hulle. Ek dink hulle het so iets verwag. So die onsekerheid is daar, maak mense mal. Israel doen snaakse goed, hulle slaan die Russiese base in Iran. Putin het skielik sy vegvliegtuie oral wat hy gedeploy het. Trump blokkeer steeds die olies, veral die olie nou van China. Islam en Romeinse geloof werk hand aan hand, hulle is baie sterk aan die werk. Plaaslik sit ons nou hier met 'n redelike storie van, ek weet nie of julle bewus is daarvan, die MK, die EFF, Rooikappie en sy bende, hulle wil nou saamsmelt en die ANC lyk vir my, hulle wil saam 'n nuwe konstitusie uitvaardig. Met ander woorde, hulle gaan ons landwette verander. Hulle sê ons is oud afgeleef, natuurlik is dit mos apartheid. So hulle gaan nou kom met 'n nuwe ene. Ek dink ons kan in die volgende paar dae dalk redelik opstande kry. Ek sien hulle is in Durban besig om te tooi. Die volgende ons kan Pretoria, Johannesburg wees. Dis môre Freedom Day, onthou dit net. Wees maar versigtig, wees maar wakker. Dis al wat ek sê, ek voorspel niks. Maar met hierdie goed kan jy in elk geval niks net aanvaar nie. Dan is daar die druk op die kerke raak al hoe groter. Ek sien Indië, Rusland, Turkye, Pakistan, hulle burgers is beveel om uit Iran te onttrek. En hierbo in Wes-Afrika het gister die rebelle in opstand gekom in Bali. So dit kom nader. Ethiopië is besig om in 'n oorlog gewikkeld te raak. So Christus is op pad. Ja. Ek dink nie hy wil kom vir so gesig wat ek sien nie, maar okay. My tema, slotsom. Daar moet meer wees. Ek glo, ek wil jy moet vanmôre baie fyn luister, want ek gaan vanmôre alweer die appelkar omgooi. Ek glo, 'n mens moet 'n persoonlike ervaring met God hê. As jy vir my vanmôre sê, jy staan in 'n verhouding met hom. As jy nie 'n persoonlike ervaring met hom gehad het nie, moet jy bid vir een. Touching Jesus, absoluut, maar hy moet jou aanraak. En daarom, daai ervaring, as jy daai ervaring met God gehad het, gaan jy nie afvallig raak nie. Nou hier kom die skok. Ons het 'n lekker taal, gemaklike taal in die kerk. Sies tog, daai ou het teruggeval. Nee. Die Bybel sê, die afvalligheid
gaan groter word. Kan ons gou-gou hierdie ding kry? Daar's nie 'n woord soos teruggeval nie. Jy het afgeval. Weet jy wanneer raak jy afvallig? Weet jy hoekom raak jy afvallig? Jy het nie 'n ware ontmoeting met hom gehad nie. Jy het nie daai binnekamer ontmoeting met hom gehad nie. Ouens, ek praat vanmôre uit my eie lewe se ondervinding. Touching him is lekker om te sing. Mag jy hom toelaat him to touch me. Daai ontmoeting is wat elke kind, elke gelowige moet in hulle lewens beleef, want die afval is vir die godsdienstiges. Hoekom is daar so min mense wat hemel toe gaan? Hoekom is daar so min wat die wegraping gaan meemaak? Hoekom sê hy die pad is smal, daar's min wat hom kry? Hoekom sê hy dit? Want Jesus het gesê die afval begin in my huis. Waarvan begin hy? Dit val af van wat God haat, godsdiens. Want ons is godsdienstig. En ons dink ons gaan hemel toe en ons dink ons is okay. Nee, as jy nie daai ontmoeting met hom gehad het nie, het jy nie 'n openbaring van hom gehad nie. En as jy 'n openbaring van God het, kan jy nie afval nie. Nou gaan die teoloog weer met my stry. Praat uit my lewe. Praat uit ondervinding. Word jy moeg? Natuurlik. Gaan jy deur emosies? Natuurlik. Kry jy af en aan daar? Natuurlik, dis logika. Maar omdat jy ontmoeting met God het, vergeet die woordjie, kry dit uit jou woordeskat van teruggeval. Jy's afvallig. Ek's nog nie klaar nie. Dink aan die Johannes op die eiland van Patmos. Ons het dit gesing. When we look in your beautiful face. Wat het gebeur as dit gebeur? Jy het 'n ontmoeting met hom gehad. Jy het hom gesien. Jy het hom ervaar. Ek wil die woordjie ervaring baie sterk uitbring. Jy het 'n ervaring met hom gehad. En die oomblik as jy die ervaring met hom het, verander alles. Want ewe skielik as ek hom regtig gesien het soos ek sing, is daar vrees. Johannes val op die eiland, soos 'n dooie neer. Daar's 'n ander een, Paulus, praat met gesag. Kom ons kyk wat sê hy daar vir ons in 2 Timoteus 1 vers 12. Hy sê om hierdie rede, kyk nou net, nou kan jy dalk vanmôre verstaan, hoekom gaan jy so 'n moeilike pad, hoekom kry jy swaar, hoekom kry jy aanslag, hoekom kry jy pakslag. Hy sê, om hierdie rede, ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om, hoor wat sê hy, my pand te bewaar tot die dag toe. Hy sal my nie laat terugval nie. Hy sal my nie laat afval nie. So, gaan ek deur hierdie moeilike tye, consecration, so die kursusse gedoen, ons gaan deur moeilike tye, ons gaan deur swaar tye, die oomblik as dit swaar gaan, draai ons rug, want waar's God? Nee, as jy hom gesien het soos Paulus, sê hy, ek ly hierdie dinge. Hoekom? Hy sê, en ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het. Hier's 'n baie groot geheim wat hier uitkom. Te veel mense sê, ek weet omtrent wie ek geglo het, maar dit beteken nie dat hulle hom in sy heerlikheid ontmoet het nie. Onthou ek het verlede week gesê, menslike ervaringsprogramme sit jou en my in 'n dooie godsdiens. Ons doen dit nog altyd so. God sê, sy woord sê so. In Openbaring. Hy sê, jy's nie koud nie, jy's nie warm nie, om jy lou is. Gooi ek jou uit, spoeg jou, ek formeer jou uit. Jy het 'n ontmoeting met hom nodig,
om te weet, wie is die God wat ek en jy dien? Jy sien, Handelinge 9:3 vers 6, baie bekend. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielike lig van die hemel af. 'n godsdienstige man op 'n godsdienstige reis met 'n godsdienstige opdrag doen al die dinge volgens die reël. OK. En hy val op die grond neer en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? Ek is dan godsdienstig. Ek is dan elke week in die kerk. Ek sit my plek vol. Ek doen my kant. Pragtig. Wie is u Here? Hier kom die ontmoeting. Jy moet 'n ontmoeting met hom hê. Nou is daar nie al mense nie. Die groot ding is maklik om te sê, ek glo in Jesus Christus. O, kom, ek nooi jy in my lewe in. Dis alles baie great. Maar jy moet 'n ontmoeting met hom hê, as jy 'n ewige verhouding met hom wil hê. Alright? En dan sê hy vir hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou. Dis hard vir die godsdiens om teen die prikkels te skop. Ons doen dit nog altyd. God sê, ek haat dit. Ek haat julle psalmbyeenkomste. Ek haat julle gesange. God sê dit. Maar jy sien, wanneer jy 'n ontmoeting met hom het, dan is hierdie net lekker sing nie, dan kom dit uit jou wese uit. Dis gees en gees wat kon connect, wat by mekaar uitkom. Hou op teen die prikkelskop, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op, gaan na die stad, dit sal jou gesê wat jy moet doen. Terwyl hy vrees het. Wanneer het jy anderster vrees? Wanneer jy begin bewe, is daar vrees. Jy sien, die vrees van die Here moet terugkom na die kerk en na die kinders van die Here. Alles gaan oor 'n ervaring. Slotsom, daar moet meer wees. Die vraag is, hoe honger is jy? Hoe groter jou honger, hoe groter sal jou dryf wees. Hoe groter sal jou ervaring met God wees. As jy 'n alles oorheersende begeerte het om hom te ontmoet, om hom te sien in sy krag, sy opstanding, sy heerlikheid, glo vir my, dan gaan jy in 'n lewe van totale oorwinning deurbrake, gaan jy elke dag lewe. Trump lees hierdie selfe 2 Korintiërs 7 vers 14. Weet nie wie van julle dit gesien het nie. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid my aangesig soek. Ouens, hier's 'n baie groot geheim. My aangesig soek. My aangesig soek. Okay? En hulle bekeer vir hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewende land genees. Jehu het dit gebid in Kronieke. Trump is 'n herhaling van Jehu. Trump is die eerste president wat oor sy hele land hierdie gebed gedoen het lewendig. OK. Dis 'n geweldige groot profetiese ding wat in Jehu se tyd gebeur weer. Die woord van die Here sê wat was kom weer. Profeties is hierdie goed uitgespreek. God se aangesig soek. Daar is dus meer. God se aangesig praat van God se oë. As ek by jou kom en ek praat met jy en jy draai jou rug op my, hou ek onmiddellik op praat. Want jou oë vertel my wie's jy. Jou oë is jou siel wat geopenbaar word. Nou sê hy, as hulle verootmoedig, bid my aangesig soek. Nou as jy agter 'n ou staan en jy bly met hom praat en hy bly sy rug op jou draai, gaan jy ophou praat. Gaan jou redelik vererg ook. Ek sal. Wat is die soek? Dit gaan oor God se oë, met ander woorde, sy goedheid, sy guns, sy grootheid vloei uit sy oë. Waarheen? In die rigting waarheen hy kyk.
Die oomblik as God vir jou kyk, gebeur daar iets. Daar moet iets gebeur. Jou kind stout was, jy kyk vir hom in 'n geselskap. Hulle lees jou boetie. Jy sê nie 'n woord nie, hulle sê, o, hier's moeilikheid. My pa het my nou gecheck. En dan trek hy daai oë so, dan weet jy badkamer toe. Oh my soul. God werk op dieselfde prinsip, ouens. Hy werk op dieselfde prinsip. Jy moet sy aangesig soek. Die verkeerde weë waarvan hy hier praat, is dit dalk, hoor net wat ek vra, is dit dalk, net dalk, dat ons nie tevrede is om God te naby aan ons te hê nie. Ek dink dis die verkeerde weë. God bly so 'n bietjie op 'n afstand, maar net nie naby kom nie. Ek het my lewe, ek het God in 'n boks. So, hierdie verkeerde weë is my godsdienstige weë. Ek is in elke vorm, elke manier, is ek baie godsdienstig. Woe, en ek dink dit beïndruk die Here glad nie. Glad nie, dit is 'n verkeerde weë. Hy hou nie van dit nie. Right, hy soek om sy heerlikheid te openbaar. Te veel word God se kinders gelei deur die woord en of die profetiese woord wat 100% reg is. Maar dis die probleem. Ons word gelei sonder die Gees. Ons word gelei sonder die ontmoeting met God. Ons word gelei deur ander mense. Ons word gelei deur ander profete. Ons word gelei deur predikers. Psalm 32 sê iets baie treffends. Ek wil jou, wie's dit? Dis God. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg waar jy moet gaan. Ek wil raad gee, hoor wat sê God, my oog sal op jou wees. Hoe kan God se oog op my wees as ek hom nie ontmoet het nie? Want hoe gaan ek hom herken as ek hom nie ontmoet het nie? As ek in jou oë kyk en ek staan voor jou en ek kyk in jou oë, dan sien ek jou siel. Ek herken jou deur jou oë. Ek herken wie jy is, want in jou hart straal uit wat binnekant is. Dis hoekom die pretent so 'n vieslike ding veral in die kerkwêreld is. Ons kan so voorgee, ons kan so heilig wees. En God sê, ek haat dit. Is verwerplik. Daai God se oog sal op jou wees. Nou sê hy, wees jy soos 'n perd, soos 'n muilesel. Kyk waarmee vergelyk hy jou mens. Wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tyd. Anders kom hy nie naby jou nie. En dis die probleem van godsdiens. Ons wil God hê, maar ons wil hom nie te naby hê nie. Want ek het my lewe, ek het my dinge, ek het my voorkeure en God moet net so 'n bietjie weet, ek is alright. En hy sê moenie soos 'n esel en 'n donkie wees nie. Ontmoet my dat jy bonatuurlik 'n liefde kan kry. Jy sien, God se oog wil op ons wees. Onthou bietjie die kyk wat Petrus gekry het van Jesus na daai wonderlike liedjie wat hy gehoor het van 'n haan wat kraai. Ek sien dit as vals aanbidding ook. Jesus sê, jy gaan my 3 keer verloon voordat die haan kraai. En toe daai melodie opkom van kukuleku, kukuleku, toe gebeur daar iets met Petrus. Hy sien die oë van Jesus. Gaan lees dit, staan in jou Bybel. Hy sê Jesus het hom omgedraai en hy het na Petrus gekyk. Hy het niks gesê nie. En hy kyk het Petrus totaal te pletter. Totaal. Die woord sê hy het uitgegaan, hy het bitterlik geween. Maar weet julle wat het gebeur? Hier het Petrus sy pad na sagtheid begin oophuil. Dis ons probleem, ons is te hard. Ons is te vol van onsself. Ons is te vol hoogmoed.
En ek is bevrees, dis 'n halwe tipe van 'n profetiese woord wat ek hier bring nou. Hierdie Suid-Afrikaanse nasie gaan binnekort slaag kry oor ons hoogmoed. Pas op wat is aan die kom vir hierdie land. Met wat hierdie swartes besig is nou om ons wette te herskryf, glo julle vir my, dit gaan nie ten gunste van ons wees nie. Dit gaan ten gunste vir die swarte wees. Merk my woorde. Alright. Alles lyk reg en is dalk oukei. Saam met ons aanbidding. Ons doen dit saam, ons soek sy teenwoordigheid. Maar daar is meer. En dis wat God begeer, intieme gemeenskapsverhouding met hom. Daarom moet sy ons hoogste fokus wees. Goeie voorbeeld kom uit Eksodus 34 vers 29. Hy sê, en toe Moses van die berg Sinaï afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses, toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met God gespreek het nie. Wanneer laas jy jou gesig geblink? Omdat jy met God gepraat het. Moses weet dit nie. Dankie Here, is die plek vir hoogmoed nie. Geensins. Maar hy blink. Hoekom? Hy het in die oë gekyk en die oë van God het na hom gekyk. En God het gekyk met goedkeuring. God het gekyk met guns. God het gekyk met liefde. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink. Daarom was hulle bevrees om naby Moses te kom. Wigglesworth, stel 'n voorbeeld. As hy in winkels ingeloop het, het mense op die grond neergeval as gevolg van die heiligheid wat oor hom geskyn het. Hoekom? Want hy het God gesien, hy het 'n ontmoeting met God self gehad. Maar Moses het hulle geroep. En Aaron en al die inwoners in die vergadering het na hom teruggekom en Moses het met hulle gespreek. Wat het hier gebeur? Daar was vrees. Kyk wat gaan aan met Moses. Daar's vrees. Nou roep hy hulle. Hy sê kom terug. Kom hier. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinaï. Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek. Hoe amazing. Nie die moslems wat 'n ding oortrek om hulle skelmstreke weg te steek. God se heerlikheid. God se heerlikheid maak dat die vrees van die Here terugkom. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, neem hy die sluier weg totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses se gesig blink. Daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig totdat hy ingaan om met God te spreek. Die challenge vir môre, dis wat God wil hê. Dis wat God se begeerte is. Is dit joune? Is dit joune? Is dit werklik wat jy begeer in hierdie dag? Hoeveel van God se heerlikheid is steeds agter die voorhangsel, terwyl God begeer dat ek en jy meer en meer van hom sal ontdek? Genesis 35, vers 1 tot 3. Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar. Bou daar 'n altaar vir die God wat aan jou verskyn het, toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Ons ken die verhaal. Hy stoei, hy het letsels, ons het dit nou in Timoteus gelees. Paulus sê, ek het my lyde, ek dra die littekens. Hier sit hy dieselfde storie. Jakob sit, toe hy klaar is hy mank, hy's op die heup geslaan. Daar's tekens, ouens,
wanneer jy God ontmoet. Daar's tekens in jou lewe, daarom kan jy nie afval nie. Want sy grootheid was te groot, sy godheid is te groot. Jy staan in verbuistering en jy kan nie teruggaan en sê, wel, ek kan maar weer my ou lewe gaan doen nie. Dan sê in godsdiens dat jy nie, en ek wil vanmôre iets by jou wakker maak, jy kan vir my kwaad word, ek wil jou vanmôre iets by jou aanwakker, gaan kry 'n ware ontmoeting met God, dan gaan jy hierdie Pinkstertyd 'n ding sien. Glo my. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is en reinig julle en trek ander klere aan. En laat ons klaarmaak en optrek na Bethel en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het. Die God wat my geantwoord het, wanneer op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. Ouens, kan julle die grootheid van hierdie besef? Dis nie 'n liewe Jesus gebedjie daar, nou sê jy kind van die Here, nee, jy het 'n ontmoeting met hom, jy het die krag van hom, jy het die heerlikheid van hom, want sy grootheid word aan jou geopenbaar. Nie alles nie, is te veel. Te veel as hy alles openbaar, is ons mors dood. Maar God begeer om dit te doen in jou en in my lewe. En dan vers 5, en toe hulle weggekom het, kom daar 'n skrik van die stede. Hoor wat sê hy, 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. Die skrik, die woord, Hebreëse woord vir skrik, beteken om neer te gooi, om af te breek, deur geweld, verwarring of vrees. En wat gebeur? Die volke rondom hom sien wat gebeur. Kind van God, die vyand kan nie naby jou kom. Ons glo dit nie. Die vyand het nie reg nie. Want die skrik van God val op almal wat met jou te doen het. Want jy het 'n ontmoeting met God gehad. Jy staan in 'n verhouding, nie in godsdiens nie, nie in gewoonte nie. Nee, jy staan in 'n lewende verhouding met hom. En daarom, as ons die vrees van die Here wil terugkry in ons kerk en ons mense se lewens, moet ons terugkeer na Bethel, die plek van sy geopenbaarde teenwoordigheid. Daar moet meer wees. Wat is die slotsom? Daar moet meer wees. Daar's baie meer van God. Ouens en raak nuuskierig, raak honger. Ek wil alles van hom weet. Ek wil meer van hom weet. Ek is soos 'n inquisitive klein blikskorrel. Ek hou aan persistent. Ek wil meer weet, Here. Ek is nie cheeky nie. Ek is honger. Want godsdiens beteken niks. En dis wat die kerk oor die wêreld kragteloos gemaak het. Dis hoekom die moslems met die kerke spot. Hulle noem ons swak. Hoekom? Want die skrik van God het nie op hulle geval, as gevolg van die krag en die heerlikheid van God, wat op jou en my lewe veronderstel is, om te rus nie. En God se geopenbare teenwoordigheid kom op die mees verrassendste tye in plekke. Geen georganiseerde programme nie. Dis miskien baie keer belangrik. Maar ons dink as ons 'n mooi program uitwerk en ons gaan nou so sing en ons gaan nou so sing, ons gaan nou hierdie sing, dan gaan ons God in 'n hoek dryf en God gaan werk en God sê ek haat dit. God sê soek my. Lekker om te sing Touching Jesus. Jy skrik jou moeg en dood as hy jou touch vanmôre. Jy sien, God daag op die mees ongeleesde tye op. As 'n ou in 'n kroeg sit en hy stormdronk, en hy kom tot 'n besef, ek het God nodig, sonder dat 'n Christen hom gepreek het.
Hy kom daar tot 'n besef. Ek het God nodig. En hy het 'n kragtige ontmoeting met God binne in 'n kroeg. Het jy al daai ontmoeting gehad? Het jy al daai ontmoeting gehad? Het jy al daai honger na hom gehad, dat jy gesê het, alles, Here, want die woord van die Here sê, die salwing breek die juk. Die salwing is nie sodat mense van jou en my moet hou nie, maar om die koning van jou te laat hou. Alright, wat moet op jou en my lewe wees? Salwing. Waar kom die salwing vandaan? Net van die Heilige Gees. Dink aan Ester se verhaal. Ester kom, sy moet by die koning ingaan. Wat doen hulle met haar? Hulle sonder haar af. Leer 'n les, ouens. Handelinge sê, gaan wag op die Here, gaan sonder julle af. Dan sal julle toegerus word. Ester kom, sy gaan sonder haar af. Wat doen hulle? Hulle was haar. Hulle gee vir haar die lieflikste parfuum. Sy ruik fantasties. Hulle salf haar met olies. Hulle salf haar met al daai goeders. Hulle berei haar voor. En toe sy by die koning inkom, toe sy lief vir haar. Toe sê hy, jy's my vrou. Hey, kry die konnotasie. Die geerkerk wat ons gee, die bruid. Wat sê God? Ek is lief vir jou. Ek wonder. Die geur wat ons omgee, is 'n lieflike geur. Kyk, as jy daai vrou van jou, of hy girl van jou soen en hy parfuum, dit maak jou skoon liewer. Dis dieselfde beginsel wat hier gebeur. Presies dieselfde. God wil hierdie kerk, die kerk moet 'n lieflike geur wees. Want hy wil die kerk hê, hy gaan aan die kerk kom haal. Maar hy gaan nie 'n stinkende vuil bruid kom haal nie. Sy moet skoon wees, sy moet lekker ruik. Sy moet gesalf wees. Want die salwing trek dieselfde gees wat in God is. Want die salwing breek die juk en die gees van hom wat in God is dan ook in beheer van jou en van my lewe. Levitikus 16, ek's amper klaar, vers 12. En die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here weggeneem, daarby 2 hande vol fyn gestampte reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhang sal bring. Okay? En hy moet die reukwerk op die vuur lê, waar? Voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. Wat gebeur? Die reukwerk is die salwing. Waar kom dit? Voor die aangesig van God. Wanneer die salwing kom die wonderwerke. Wanneer die Heilige Gees kom, dan is jy genees van wat ook al daar is. Of dit jou hart is, of dit kanker is, of dit 'n verkoue is. Die salwing breek die juk, want dit is 'n juk. Right? En nie presies dieselfde beginsel. Kyk waar begin dit al in die Ou Testament. Bring hierdie reuk voor my, bring hierdie, want die salwing maak dat ek, wat God is, na julle toe kyk. Sodat julle nie sterwe nie. Sodat julle nie sterwe nie. Ouens, dis 'n baie sterk woord. Alright. Kom ons hou op dans by die voorhangsel en weier om in te gaan. Want ek dink dis ons moeilikheid. Ons dans by die voorhangsel, maar wat agter die voorhangsel is, wil ons liewerster nie beleef nie. Hebreërs 4 vers 16. Hoor wat sê. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nie jou tyd nie, God se tyd. Die regte tyd. Hy besluit. Maar weet julle wat? Hoe gouer ek en jy hierdie ontmoeting met hom het, hoe gouer ons in hierdie
aangesig van hom kyk. Hoe gouer ons God toelaat om met sy oë na ons te kyk, oë van guns, van liefde, van genade, van genesing, hoe gouer gaan ek en jy gehelp word. Scary. Ek wil graag vir julle iets lees wat Wigglesworth geskryf het, as julle my sal vergun. Hy kom op 'n plek, hy sê hy gaan bid saam met ouens in 'n bidkamer. Hier sommer 'n aanklagte vir julle wat kom bid op. Moenie in die kerk in die bidkamer kom staan en kyk nie. Gaan sit in die seat en gaan kyk vir die dak. Kom bid hier binne. Ons is nie hier om gesien te word nie. Ons is nie hier om in tel te wees nie. Ons is hier om gehoor te word. God wil jou nie sien nie, God wil jou hoor. Alright, Wigglesworth sê hy kom by 'n kerk en die klomp predikante is by mekaar. Hy sê en hulle gaan in hy bidkamer, hy sê maar die vuur brand. Hy sê op 'n stadium kruip Wigglesworth uit. Hy sê daar's te veel van God daar binne. As jy te veel van God kom, sal ons nie in ons banke sit nie. Maar dit is lekker in die kerk, né? Hy sê, daar's te veel van God. Hy sê, en dis moontlik, vra vir Henog. Die eindresultaat van sy soektog is, dat al wat oorbly, God se heerlikheid is. Nie die mense gesalfde gawes, bediening, opinies of vermoëns nie. In God se geopenbaarde teenwoordigheid sal ek en jy nie nodig hê om baie te doen nie, en tog sal baie en kragtige dinge gebeur. Aan die ander kant, wanneer ek en jy ons ding doen, is die resultate min, en daar's nie baie van God se heerlikheid nie, en dit is wat die verskil in hierdie wêreld vir ons bring. Hoor wat sê hy, dis verskriklik. Hy sê ek glo dat God letterlik die kerk soos ons dit ken, sal vernietig as hy moet, sodat ek en jy die stede kan begin bereik. Die wêreld gaan verlore. Ons worry nie. Ons sit dan hier. Ons is op pad hemel toe. Ek het vir jou slegte nuus. Is jy? Is jy regtig op pad? Jy moet 'n ontmoeting met hom hê. En weet jy wat? As jy 'n ontmoeting met hom het, dan praat jy met elke ou wat jy buitekant kry. Enige plek, enige tyd, praat jy oor God. Dis alwaaroor jy praat. Want dis dalk net daai een siel. Ons het 'n fantastiese ondervinding gehad nou by die hospitaal. Vir iemand gaan bid, en dan loop 'n vrou buitekant by ons, by die kamer deur, op en af, op en af, op en af. En kry hierdie ervaring, sy wil met ons praat. Sy wil iets vra. En toe ons klaar gebid en uitstap, kom sy sê, is jy pastoor? Ek sê, ja, maar kan ek jou help? My ma lê hier, sal ek asseblief vir haar kom bid? Sê met liefde. Stap in, lê daar, hier lê die tannie, sit my hand op haar rug. Okay? Druk my hand onder die kombers op haar rug, hoor, sy het haar rug gebreek. Ons bid vir haar. God doen werk, nie ons nie. Ons is gehoorsaam. Toe ons al mense staan, daai vrou en huil. Ek soek 'n kerk, is haar eerste woorde, waar die Here gedien word. Ek wil julle vanmôre vra, dien ons die Here? Dink. Jy moet 'n ontmoeting met hom hê. Dan het jy liefde vir jou medemens. As jy God ontmoet, ontdek jy wat is liefde. Glo my. Jo, dan het jy lief. Dan het ek nie meer 'n fout met hierdie ou en 'n fout met hierdie ou en ek sukkel met hierdie ou. Weet jy, ek praat nie met hierdie, maar ek wil nie liewer nie met daai praat. Magtig, die kerk het 'n klug geword. As jy God ontmoet, soek jy liefde. En as jy daai liefde kry, dan gee jy dit. Weet jy wat's dit? Onvoorwaardelik. Ek sê jou nie lief hê op my terme nie. Ek sal jou lief hê, ongeag. En dis wat die Here God van jou en van my verwag in hierdie dag.
En waar kom dit? Net wanneer ons berou in ons lewens kry. Net dan. Want egte herlewing gebeur. Ons verstaan dit nie. Ons kan nie die werklikheid van dit verstaan nie. En vir baie lank het ons gedink, egte herlewing, ons moet die regte liedjies sing, ons moet die regte programme hê, ons moet pastore kry met silwer tonge, hulle moet die mooiste boodskappe bring, en hulle moet, man, strooi. Jy moet 'n ontmoeting met God hê. Jy moet 'n ontmoeting met hom hê. Jy moet toelaat dat sy oë na jou kyk, en dat jy kan sien, hy kyk na jou of met kwaai oë, of met liefde, oë van goedkeuring, 'n oog wat sê, my oog is op jou, ek sal vir jou goed wees, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou die beste, my salwing sal die jukke breek, ek sal vir jou deurkrop, maak nie saak nie, maar op my tyd sal ek dit doen. En ek en jy doen wat? Ons glo dit. Jy sien, werklike herlewing is wanneer die moeilikste en mees onbereikbare persoon wat jy ken, na Jesus kom, teen alle verwagtinge in. Wigglesworth skryf, ek dank God vir elke persoon wat bereik is deur 'n traktaatjie met 'n evangelieboodskappe. Maar mense wil nie leerstellings hê nie. Mense wil nie flou argumente hê nie. Hulle wil sleg hom hê. Wanneer sal ons leer dat as mense in die geloof ingeargumenteer word, hulle net so maklik uit geloof geargumenteer sal word? En dis wat besig om te gebeur. Dis hoekom die mense so afval. Want ek verskil van my geloof. Ek verskil in my geloof met jou. As jy die God van die heelal ontmoet het, is daar net een geloof. Christus, die Seun van die lewende God, Heilige Gees en die Vader is drie, is eens in my. Daar's geen ander geloof nie. Daar's nie 'n buitewet nie, daar's nie 'n binne. Alles is binnekant. Die Gees van God openbaar God se wil in my lewe. Ons moenie met die wêreld kompeteer op gebiede waar hulle net so bekwam of beter as ons is nie. Hulle kan nie met God se teenwoordigheid kompeteer nie. God is op soek na genoeg hongermense om sy teenwoordigheid te ontvang. En wanneer God kom, gaan jy nie nodig hê om te adverteer nie. Al wat jy nodig het, is God, en mense sal van oral en verre op enige tyd kom. Hy sê, ek praat nie van 'n teorie of fiksie nie, dit gebeur altyd. Alles begin met die gebed van die wat honger is, wat sê, dan moet meer wees. Ouens, as jy dink God het vir jou opgedaag en jy het genoeg van hom, is jy vrek boring. Hoor wat ek vir jou sê. Jy's boring. Jou lewe is 'n boring lewe. Maar as God opdaag, dan gebeur daar dinge. Dan gebeur daar dinge as jy vir 'n ou kan sê, hoor hierso, maar die Here is lief vir jou. Wat jy glad nie ken nie. Ja, by 'n werksplek, ek praat van superryk mense, man. Die Here lief vir my, ja. Hy sê ek moet dit vir jou sê. Jy sien, lewens verander. 'n baie slim vrou, baie ryk vrou. Verlede week toe ons by haar sit in Pretoria. Toe noem sy iets van die evangelie en ek sê, ja, maar daar's nie brood in die huis nie. Want daar's nie genoeg honger na die God van die brood nie. En sy sê, net daar, dit prik my. Daar die boodskap gestuur. Daai boodskap gaan alweer uit. Verstaan nie wat met ons doen? Ek sluit af met Openbaring. Nee, ek jok, ekskuus. Met 'n belofte. Altyd. Jesaja 26. Het julle geweet, hierdie is wegraping in Jesaja se tyd? Hier staan dit. Jy kan Jesaja 26, die hele hoofstuk, jy kan van vers 1 af gaan lees. Dan sê nie, maar hy praat met Juda. Nee. Hy praat met ons. Die woord is vir almal gegee. Hier sê hy, u dode sal herlewe.
En my lyke sal opstaan. Paulus sê, ons sal die dooies glad nie voorwees nie. Want met die geluid van 'n aartsengel sal hy die grafte laat oopgaan. En die wat gesterf het in Christus sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle weggevoer word, Jesus in die lig ontmoet. OK. Die dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig en die aarde sal aan die skimme die lewenslig skenk. Kom nou my volk. Klink soos 1 Kronieke 7 vers 14. Gaan in jou binnekamer, sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir 'n klein oomblik totdat die grimmigheid verbygaan. Want kyk, afsonder, né? Wag op die Here. Want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek. En die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie. En die oomblik as die kerk weg is, kom die toorn van God. Dan gaan hy die bloed laat openbaar. Die bloed wat geval het van Esau se tyd af. Daai bloed sal dan geopenbaar. Die wraak van God kom dan op daai bloed. Hy gaan ons wegvat. Hoe seker is jy nou jy gaan saam? En dan Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar. In die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Met ander woorde, omdat jy my woord bewaar het, is my oog op jou. Nie teen jou nie. Het ons behonger om God te ontmoet? Dis nie 'n kitsoplossing nie. Ek weet nie hoe lank het Jakob gestoei nie. Ek weet, Johannes op die eiland van Patmos was 'n klompie jare daar. Nadat hy in kookolie gedoop was. Ek weet nie hoe lank was sy ontmoeting nie. Ek weet nie hoe lank was Paulus se ontmoeting nie. Maar Paulus het die Here daarna 'n paar keer weer gesien. My gebed vanmôre vir elkeen. Here, daar's meer. Ek soek dit. Anderster wil ek vir jou sê, 'n boring godsdiens. Nee, ek soek dit nie. Ek was 'n boring Christen voor ek die Here ontmoet het. Ek was 'n baie goeie sewende dag adventis. Maar toe al het ek gesê, daar's meer. Daar's meer. En hier waar ek vanmôre voor u staan, daar's meer. Ek soek dit. En ek sal nie ophou God pla vir dit nie. Ek soek dit. Ek soek dit. En my gebed is vir elkeen van julle. Kom op daai plek. Slotsom. Die slotsom van alles. Daar's meer. Daar's meer, moenie tevrede wees nie. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie dat ons 'n unieke God dien. Baie keer kan mense sê dat die Here speel met ons en hy's besig met mind games. Dis nie die waarheid nie. U wil hê ons moet u al hoe meer ontdek. U wil hê ons moet streef na volmaaktheid. U wil hê ons moet kom op daai plek hier wat ons lees van die lydsaamheid. Dat ons geduldig sal wees in die tye van swaar kry, tye van beproewing, maar dat ons sal weet, daar's meer. Daar's meer. God het ons nie op hierdie aarde gesit om te oorleef nie. God het ons hier gesit om te heers. En laat ons hierdie meer sal ontdek. Ek pleit vanmôre, Heilige Gees, elkeen wat na die woord luister, dat hulle by hierdie slotsom sal kom. Daar is meer en ek soek dit. En ek weet, God sal ons eer
omdat ons U aangesig soek, Here. Ek dank U vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie, mag die Here hierdie woord laat lewe in jou gees, nie net in jou gedagtes nie, maar ook in jou gees, en mag jy hom bonatuurlik ontmoet.